Hallo julle, ek is Elaine Kokemoer en ek gaan vandag met julle gesels oor emosionele intelligensie binne die werksplek. 'n Studie van mense se denke het bevind dat mense met 'n hoë emosionele intelligensie gewoonlik 'n sukses van hulle lewe maak. Emosionele intelligensie speel 'n kritieke rol in die bepaling van jou geluk en sukses en bepaal hoe ons emosies en impak op ander bestuur, toepas en reguleer. Die mens kan miskien nie sy IQ verander nie, maar het wel beheer oor sy emosionele intelligensie. Dit kan aangeleer of verbeter word. Intelligensie bestaan uit jou IQ, kennis en 'n mens se denkvermoë. Nou wat is emosionele intelligensie? Dit bestaan uit 2 dele. Die eerste deel gaan oor jouself en ons gaan kyk na selfwaarde, selfdissipline en selfmotivering. Die tweede deel bestaan uit jou verhouding met ander en ons gaan kyk na empatie en sosiale vaardigheid. Nou die eerste deel wat handel oor jouself. Eers gaan ons kyk na selfwaarde. Selfwaarde is die vermoë om jouself as 'n individu te sien sonder om beïnvloed te word deur invloede van buite. Dit is 'n persepsie van jou persoonlikheid, sterkpunte, swakpunte, gedagtes, oortuigings, motiverings en emosies. Dit bepaal ook jou reaksies en jou interpretasie van dit wat jy om jou ervaar. En dan ook jou vertroue in jou vermoë om te dink en in jou vermoë om reg te kom met die basiese uitdagings wat die lewe aan jou stel. Tweedens kyk ons na selfdissipline. Selfdissipline behels hoe jy optree volgens wat jy dink in plaas van hoe jy voel. Daarom is selfdissipline wat jou dryf. Daar word gesê dat selfdissipline amper onmisbaar is op die pad na sukses. Mense met selfdissipline is hardwerkend, hulle het wisselkrag en hulle hou aan probeer om 'n probleem op te los of om 'n taak te voltooi. Hulle motiveer hulself, selfs al voel hulle noodwendig lus om dit te doen nie. Derdens kyk ons na selfmotivering. Selfmotivering beteken letterlik entoesiasme. Dit is dryfkrag wat help dat mense deurdruk, selfs wanneer dit swaar gaan. Die goeie resultate van selfmotivering kan gesien word in die lewens van mense wat reeds suksesvol was. Selfmotivering beteken om gereed te wees en om aan te hou dryf en om gefokus te wees. Dit beteken ook om skerp en slim genoeg te wees om nie gemanipuleer te word nie, met die gees wat reg is vir 'n uitdaging. Dan die tweede deel wat handel oor jou verhouding met ander. Eerstens gaan ons kyk na empatie. Empatie is die vermoë om te identifiseer met en om 'n ander persoon se situasie, gevoelings en motiewe te verstaan. Empatie is nie simpatie nie. Simpatie is 'n gevoel om te verstaan wat die ander persoon deurgaan en empatie is die vermoë om dit in jouself te ervaar. Tweedens gaan ons kyk na sosiale vaardigheid. Die geleerde mense is van mening dat sosiale vaardighede baie belangrik is in die emosionele intelligensie van 'n leier. Dit word gedefinieer as vriendelikheid met 'n doel om mense te beweeg in die rigting wat jy wil hê. So 'n persoon is in staat om met mense te praat oor die dinge wat hulle ken ten einde hulle lewens te rig. Sosiale vaardighede kan gesien word as die sleutelkomponent van emosionele intelligensie. Emosionele intelligensie is dus nie om goed te wees nie of om oor te gee aan jou emosies nie. Dit is ook nie geneties nie. Ja, emosies speel 'n baie groot rol in die denkwêreld en die keuses wat ons maak as wat ons ooit kan dink. Ons kan sê dat die brein al ons gevoelens en emosies reguleer en kanaliseer om een of ander uitwerking op ons lewens tot stand te bring. Maar die koneksie tussen hart en verstand, dit is emosionele intelligensie. Emosies is aansteeklik en dit is 'n kritiese bewustheid van leierskap, asook uiteraard vir ouerskap en die bestuur van verhoudings. 'n Leier se gemoedstoestand en gedrag het 'n aansienlike impak op almal. Om emosionele intelligensie te vergroot, verg oefening en selfondersoek. Soos ons vlakke van emosionele intelligensie vergroot ons sirkel van positiewe invloed in ons wêreld, by die werk sowel as by die huis. Dis nie breinchirurgie nie, maar met daaglikse oefening en aandag kan ons emosionele intelligensie laat groei om welsyn aan onsself sowel as ander te bring. Vandag se geleerdes sê dat 'n hoë emosionele intelligensie is die deurslaggewende faktor in die uiteindelike bereik van jou doelwitte, asook die suksesvolle vervulling van dit wat vir jou saak maak.